Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels oor God in die hande van toornige sondaars. God in die hande van toornige sondaars, en ons skrifgedeelte kom uit Lukas 22 vanaf vers 63 tot 71, met ander woorde tot aan die einde van die hoofstuk. Lukas 22 vers 63 tot aan die einde. En as ons nou die woord van God oopmaak, kom ons groet ons Hemelse Vader. Goeiemôre Hemelse Vader. Here, vanoggend kom ons weer in alle afhanklikheid na U toe. Here, en ons bring die woord saam en ons maak dit oop en ons sê, Here, hier is U woord, leer ons. Want sonder U sal ons niks weet nie, kan ons niks doen nie. Here, en daarom vra ek dat U elkeen wat vanoggend luister sal seën op 'n spesiale manier, Here, dat hulle die woord kan hoor en kan verstaan. En dat hulle hierdie woord op hulle lewens kan toepas en die woord sal uitdra. Here, en ek vra dat U my ook sal seën deur my lippe aan te raak en U waarheid deur my te spreek. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Geliefdes, kom ons lees dan nou Gods woord, Lukas 22 vanaf vers 63. Die manne wat vir Jesus bewaak het aangehou om met hom die spot te dryf en hom te slaan. Hulle het hom geblinddoek en gesê, jy's mos 'n profeet, sê wie het jou geslaan? En nog baie ander godslasterlike dinge het hulle hom toegesnou. En toe dit dag word, het die raad van die volk, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes vergader en Jesus voor hulle laat bring. Hulle sê toe, as jy die Christus is, sê dit vir ons. Maar hy antwoord hulle, al sou ek dit vir julle sê, sal julle tog nie glo nie. En al sou ek vir julle 'n vraag stel, sal julle ook nie antwoord nie. Maar van nou af sal die Seun van die mens aan die regterkant van die Almagtige God sit. Toe vra hulle almal, dan is jy die Seun van God? Hy sê vir hulle, dit is soos julle sê, ek is. Daarop sê hulle, voorwaar het ons dan nog getuienis nodig? Ons het dit mos uit sy eie mond gehoor. Ons lees tot sover. Geliefdes, mag die Here weer eens vir ons sy woord oopbreek en dit ryklik aan ons seën vanmôre. En geliefdes, ek glo baie van julle het al daarvan gehoor, want ek dink dit is een van die bekendste preke wat ooit op Amerikaanse bodem gepreek is, en dit was Jonathan Edwards se Sinners in the Hands of an Angry God, met ander woorde, sondaars in die hande van 'n toornige God, wat hy in Enfield, Connecticut gepreek het op 8 Julie 1741. En God het daardie preek op merkwaardige maniere al gebruik, wat baie mense tot geloof in Christus gebring het, wanneer dit gepreek is, of toe dit gepreek is, en waarskynlik nog baie meer in die jare sedertdien, wanneer dit gelees is, want baie mense het hierdie preek weer herhaal, weer voorgelees. En as jy hierdie preek nog nooit gelees of gehoor het nie, dan dink ek jy moet moeite doen om dit te doen. Want Edwards beeld God se toorn en oordeel oor sondaars baie grafies uit, en hy gebruik as sy primêre teks Deuteronomium 32 vers 35, wat sê, ek straf, ek vergeld op die dag as hulle voete gly. Maar vandag neem ek die vrymoedigheid om Edwards se titel op sy kop te draai, terwyl ons na God kyk in die hande van toornige sondaars. Want God het eintlik toegelaat dat hy self in die persoon van sy seun in hegtenis geneem word, bespot word, geslaan word en valslik veroordeel word deur toornige of woedende sondaars wat uiteindelik daarin geslaag het om hom reg te stel. En ek hoop dat ons almal die fout van hierdie bose mense, hierdie bose manne wat dwaas in die oordeel oor Jesus gesit het, sal vermy, en dat ons vir hom sal buig voor daardie aaklige dag wanneer hy kom om te oordeel oor sondaars. En ek hoop dat deur sy gewillige maar verskriklike mishandeling deur sondaars te oorweeg, ons deur sy groot liefde en opoffering namens ons beweeg sal word om hom met meer toewyding te volg. Om hierdie gedeelte van die skrif te verstaan, is dit nuttig om inligting uit die ander evangelie saam te stel, om die waarskynlike kronologie van Jesus se beproewinge weer te herkonstrueer. En ek volg ek Darrell Bock se uiteensetting in sy boek Luke.
Ons sien in Johannes 18 vers 13 berig dat Jesus eers na Annas, die skoonpa van Kajafas, die hoëpriester, geneem is, en dit is waarskynlik gevolg deur 'n nagtelike vergadering met Kajafas wat voorsit volgens Matteus 26 vers 59 tot 66 en Markus 14 vanaf vers 55 tot 64. En Lukas laat hierdie vergadering weg, ons weet nie hoekom nie. Maar aangesien dit volgens Joodse regulasies onwettig was om 'n gevangene in die nag te verhoor, het Kajafas inderhaas 'n vroeë oggendvergadering van die Sanhedrin belê om die uitspraak van die nagse verrigtinge basies te rubberstempel, as jy wil, te bekragtig. Ons sien dit in Lukas 22 vers 66 tot 71 nou vanmôre. Ons sien dit in Matteus 27 vers 1 en Markus 15 vers 1. En toe is Jesus geneem vir 'n aanvanklike ontmoeting met Pilatus volgens Matteus 27 vers 2 en ook vers 11 tot 14 en Markus 15 vers 1 tot 5. En ons sal dit sien volgende week in Lukas 23 vers 1 tot 5 en Johannes 18 vers 29 tot 38. En Pilatus het hom toe na Herodes gestuur, Lukas 23 vers 6 tot 12. En dit word dan gevolg deur 'n tweede, meer openbare verskyning vir Pilatus en die mense, Lukas 23 vers 13 tot 16, waarvan die gevolge gevind word in Matteus 27 vers 15 tot 23, Markus 15 vers 6 tot 14 en Lukas 23 vers 17 tot 23 en ook in Johannes 18 vers 39 tot 40. Maar ons teks wys twee stelle karakters in hierdie epiese drama. Die sondaars wat in die oordeel oor Jesus gesit het en Jesus wat toe in die oordeel oor die sondaars gesit het deur sy majesteit en krag, maar wat in die toekoms 'n skrikwekkende oordeel oor hulle sal sit wanneer hy terugkeer. So ons leer hier uit dat alhoewel sondaars tans in die oordeel oor Jesus sit, kom die dag wanneer Jesus in die oordeel oor sondaars sal sit. So kom ons kyk dan eerstens na sondaars wat tans in die oordeel oor Jesus sit. Net soos Jesus hom toegelaat het om deur hierdie bose manne gebind en bespot en bespoeg en geslaan en onderwerp te word, al kon hy hulle almal op die plek doodgeslaan het, so verdraai nou die woede van bose mense teen homself. En hy kon hulle in 'n oomblik van die planeet afvee as hy dit wou doen, maar hy verduur geduldig hulle mishandeling. En sommige sal deur sy genade tot bekering en geloof kom, en ander hoop net toorn op vir die oordeelsdag. Maar as hy groot geduld laat God sondaars in die huidige tyd van genade toe om in die oordeel oor Jesus te sit, in die sin dat hy hulle toelaat om hulle eie sienings van Jesus te hou en uit te druk, selfs tot die punt van godslaster. En Lukas vir ons onderrig, sodat ons hulle as voorbeeld sal vermy, verwys vir ons twee breë tipe sondaars. Die eerste, sommige sondaars sit in die oordeel oor Jesus in hulle dolle strewe na plesier, soos ons in verse 63 tot 65 sien. En miskien na die onderhoud met Annas, terwyl die Joodse leiers gewag het vir 'n quorum van 'n kamerade om in mekaar te kom, het die Joodse tempelwagte wat Jesus in aanhouding gehad het, besluit om 'n bietjie pret met hulle gevangene te hê. Baie van hulle het Jesus gespot. Miskien het hulle sy onderrigstyl nageboots en om nageboots deur sommige van sy aansprake te herhaal, miskien met 'n Galileese aksent, of om in spot te dryf met sommige van die dinge wat hy gesê het, wat hulle ongetwyfeld verkeerd vertolk het. En die ander evangelies vertel dat hulle in sy gesig gespoeg het. Miskien 'n spoegwedstryd om te sien wie die naaste aan sy lippe kon tref. En toe het hulle 'n speletjie van blinde man se bluf, in Engels wat noem blind man's bluff gedoen, gespeel, waar Jesus geblinddoek is en hulle het hom dan in die gesig geslaan en hom spottend gevra om te profeteer oor wie hom geslaan het. As hulle maar net geweet het, dat hy wel geweet het wie hom geslaan het. En Lukas voeg dan by in vers 65, en nog baie ander godslasterlike dinge het hulle hom toegesnou. So hulle dolle strewe na pret en plesier het veroorsaak dat hulle verskriklike dinge aan die vlekkelose seun van God gedoen het. En net om hierdie toneel uit te beeld in my gedagtes te probeer verbeeld, laat my naar voel. My eerste reaksie is om in afgeryse terug te trek en te dink, hoe kan iemand enige ander mens, wat nog te sê die Here Jesus so behandel? Maar geliefdes,
So Spurgeon uitwys in Spurgeon's Expository Encyclopedia, moet ons verontwaardiging op sy sit en ons moet berou na vore bring, want ons het almal ons dierbare verlosser in die gesig geslaan met ons sonde. Ons het almal om in die gesig gespoeg. Dit was as gevolg van ons sonde dat hy die mishandeling van hierdie sondaars verduur het en gewillig na die kruis gegaan het. En hopelik is ons nie so wreed soos hierdie goddelose manne was nie, maar ons het almal persoonlike plesier bo die dinge van God gestel. Miskien het sommige van hulle onwetend met Jesus gespot, omdat hulle nie sy aansprake gehoor het of sy wonderwerke gesien het nie. Maar ons het gehoor en tog het ons sport gemaak van ons geseënde verlosser. Ons het almal al gelag vir vermaak wat God spot en boos is in sy oë. Ons het almal al gesmil aan plesier wat die Bybel sonde noem. En deur dit te doen het ons gedoen wat hierdie goddelose manne aan ons verlosser gedoen het. Jy weet, die groot Nederlandse kunstenaar, dink almal weet van hom, Rembrandt, het 'n bekende skildery van die kruisiging, waarin jou aandag eers op die sterwende heiland gevestig word. En dan sien jy die skare wat rondom daardie toneel saamgedrom het met hulle verskillende houdings en optrede. En as jy mooi kyk ten slotte, dan merk jy aan die kant van die skildery 'n eensame figuur wat amper in die skaduwees versteek is. En daardie figuur is Rembrandt self. Want hierdie groot kunstenaar het besef dat sy sondes gehelp het om Jesus aan die kruis te spyker. En daarom het hy homself in die skildery ingeverf. En dit moet ons ook doen. En dan die tweede groep sondaars, sommige sondaars sit in die oordeel oor Jesus in hulle dolle strewe na mag. Soos ons in verse 66 en 67 en weer in 70 en 71 sien. Sien op die oog af was die Joodse leiers wat in die oordeel oor Jesus gesit het, minder wreed en meer beskaafd as die wagte wat van Jesus 'n bespotting gemaak het. Hulle het deur die formaliteit van 'n verhoor gegaan onder die dekmantel van geregtigheid. Hulle het hom vrae gevra oor sy aansprake, maar hulle het nie die waarheid gesoek sodat hulle lewens daarby kon pas nie. Hulle het nie na Jesus navraag gedoen sodat hulle sy volgelinge kon wees nie, want hulle het reeds vooraf besluit dat hulle van hom ontslae wou raak. Hulle wou vashou aan die mag wat hulle geniet het. Hulle wou aanhou leef soos hulle lewe, heersers van hulle eie lewens. En hulle mal strewe na mag het veroorsaak dat hulle Jesus reeds vooraf veroordeel het en sy aansprake verontagsaam het. En die manier waarop hierdie magtige manne Jesus verhoor gevoer het, het 'n hele aantal Joodse wette oortree. En die volgende lys is ook weer saamgestel deur Bock en John MacArthur in the MacArthur New Testament Commentary on Matthew 24-28. Julle sien in daardie tyd kon geen strafregtelike verhoor in die nag begin word nie. Die Joodse raad kon nie aanklagte initieer nie. Hulle kon slegs aanklagte oorweeg wat deur 'n buiteparty gebring word. En die aanvanklike verrigtinge het by die hoofpriesters huis plaasgevind en nie in die tempel soos voorgeskryf nie. Jesus is verhoor sonder 'n verdedigingsadvokaat. En die beskuldigde was veronderstel om onskuldig geag te word totdat skuldig bewys is. Hy kon nie op grond van getuienis teen homself skuldig bevind word, met ander woorde, hy kon homself nie inkrimineer nie. En skuldigbevinding het die getuienis van minstens 2 betroubare getuienis vereis, wie se getuienis moes ooreenstem eerstens, en hulle moes bevestig dat hulle getuienis waar was op grond van direkte ervaring. Met ander woorde, hulle moes ooggetuies gewees het of hulle moes in die teenwoordigheid gehoor het wat gesê is. Dit mag nie hoorsê of vermoede wees nie. Dit was so streng gewees dat as jy om die hoek kom en jy sien 'n man met 'n bebloede mes bo 'n liggaam staan wat duidelik nou net doodgesteek is, dan was jou getuienis nie aanvaar nie. Jy moes gesien het toe die mes die persoon se liggaam binne gedring het. Valsgetuies was onderworpe aan dieselfde straf as wat die beskuldigde sou oploop of sou met gebeur as hulle skuldig bevind word. En ek dink dit was 'n baie sterk motivering om net die waarheid te praat, veral in halsmisdade. Want in halsmisdaadsake kon die doodvonnis eers op die 3de dag, in elk geval nadat opgelê is, voltrek word, en in die tussentyd moes die lede van die raad hulle 'n tydperk van vas deurgaan.
En dit het dus beteken dat die verhoor nie tydens 'n fees soos Pasga byeengeroep kon word nie. 'n Skuldige bevinding deur die hoëpriester was in stryd met die normale orde wat met die minste senior lidmate moes begin het. En dan ook indien 'n raad eenparig vir skuldige bevinding in 'n halsmisdaadsaak gestem het, dan is die beskuldigde vrygelaat, omdat die nodige element van genade dan vermoedelik ontbreek het. So van die begin tot die einde was die Joodse raad se verhoor van Jesus 'n bespotting van geregtigheid in stryd met hulle eie wette. En die vraag wat hulle vir Jesus gevra het om by die waarheid uit te kom, was ook nie opreg nie. Hierdie vraag was uitgedink om hom deur sy eie woorde vas te trek, sodat hulle hom voor Pilatus kon beskuldig. Want as hy beweer het dat hy Christus se koning is, dan het hy in oppositie met Rome gestaan, soos ons in vers 2 van hoofstuk 23 sal sien. En aangesien Rome die Jode die reg ontse het om doodstraf uit te voer, en aangesien die Joodse leiers nie die vuur wou trek van diegene in die menigte wat van Jesus gehou het nie, wou hulle gronde hê om hom voor Pilatus te beskuldig, en dan Pilatus die vuilwerk te laat doen om hom te kruisig. En lyk noukeurig op dat dit godsdienstige manne was, wat hierdie bespottings van geregtigheid in Jesus aangehits en uitgevoer het. En later sou hulle die Romeine betrokke kry, maar op hierdie stadium was beide die wagte wat Jesus bespot en geslaan het, en die leiers wat hierdie onregverdige verhoor gelei het, almal godsdienstige mans. Hulle was op die punt om aan die Joodse Paasfees deel te neem. Hulle was elke week by die tempel vir godsdienstdienste. Hulle het bely dat hulle die wet van Moses volg, en tog was hulle harte ver van God af. En ons moet hieruit leer dat dit nie genoeg is om net kerk toe te gaan of aan godsdienstige rituele deel te neem. Ware Christenskap is 'n hartsaak voor God. Om godsdienst te gebruik as 'n bedekking vir ons eie soeke na plesier of krag, is om te lewe asof daar geen lewende God is wat ons elke gedagte en motief ken nie. Dit is om onsself op die ergste moontlike manier te mislei. En ons moet ook by hierdie godsdienstige manne leer dat ons almal onderhewig is aan die gevaar om ons besluite te maak op grond van ons persoonlike voorkeure of begeertes, en dan met ons sogenaamde bewyse vorendag te kom om ons saak te ondersteun. Hierdie manne het van 'n posisie van mag en invloed gehou. Dit was vir baie van hulle finansiëel winsgewend om die monopolie op die tempelbesigheid te hê. En toe Jesus hulle tafels omgegooi en hulle winsgewende planne ontwrig, het hulle geweet dat hulle van hom ontslae moes raak. Deur al die bewyse wat sy aansprake om by die Here en Christus te wees te ignoreer, het hulle teenstrydige bewyse gaan soek om hulle beweringe te ondersteun dat hy bedrieër was. En geliefdes, ons almal tree net soos hulle op, as ons nie versigtig is nie. Ek het Christenleiers al gesien wat vreeslik gekant is in uitspraak oor egskeiding totdat hulle deur 'n egskeiding gaan. En dan skielik sal hulle nuwe bewyse vind dat hulle vorige posisie verkeerd was. Ek weet van 'n prominente Bybelprofesie onderwyser wat vroeër teen die charismatiese beweging gepraat het. Maar toe hy van sy vrou skei en die vrou trou met wie hy 'n verhouding gehad het terwyl hy getroud was, het die charismatiese tak van die kerk hom onder die vlerk geneem. En skielik het sy kritiek op charismatiese leerstellings opgedroog. Ons moet onsself uit die pad uitkry. Ons moet ons trots en ons sondige begeertes beoordeel en probeer om God se woord te gehoorsaam, soos dit duidelik geskryf is. As ons verse gaan soek om ons sondige begeertes te ondersteun, dan sal ons dit vind. Maar ons sal terselfdertyd onder God se oordeel beland. En hierdie Joodse leiers moes hulle eie harte ondersoek en eerlik die vraag vra: wie is Jesus? Is sy aansprake oor homself waar of onwaar? Maar die waarheid is, en dit bring ons by die tweede punt, die dag kom wanneer Jesus in die oordeel oor sondaars sal sit. En Jesus se kalme houding ten spyte van sy onregmatige behandeling was reeds 'n oordeel teen hierdie goddelose manne. Want 'n sondaar sou geskree het oor sy regte wat geskend word. Hy sou gedreig het om sy dag te kry. Maar Jesus het al hierdie mishandeling in stilte voor God gedra, soos 'n lam wat na die slagting gelei is. Wanneer om te swyg sou wees om die waarheid te ontken, dan het hy reguit gepraat en getuienis gelewer oor wie hy is. En dit was duidelik dat daar 'n groot kloof was tussen die standpunte van die Sanhedrin en Jesus se aansprake. Want albei kan nie waar wees nie. Soos Darrell Bock dit stel, of Jesus is reg, of die Joodse hof is reg.
Jesus se aanspraak is of godslastering of dodelike ernstige waarheid. En alhoewel hulle met die verkeerde motiewe gevra het, is die twee vrae wat die Sanhedrin vir Jesus gevra het, die twee hoogste vrae, belangrikste vrae wat almal moet oorweeg. As jy die Christus is, sê vir ons, en dan is jy die seun van God, in verse 67 en 70. Eerstens, Jesus sal sit in die oordeel oor sondaars, omdat hy die Christus is. Want haar eerste versoek, as jy die Christus is, sê dit vir ons, was onopreg aan die kant van die Joodse leiers. En Jesus het dit geweet, en hy antwoord in werklikheid vir hulle, wat help het om vir julle te sê, aangesien julle reeds besluit is. Hulle het nie die vraag gevra uit 'n hart wat die waarheid wil weet nie. Hulle het probeer om Jesus uit te lok, om hom in 'n lokval te lei, sodat hulle aan Pilatus kan rapporteer dat Jesus aanspraak maak op politieke leierskap van die Jode in oppositie met Rome. En Jesus se reaksie wys vir ons dat wanneer ons te doen het met spotters wat nie daarin belangstel om die waarheid te weet nie, maar wat bloot ammunisie wil hê om terug te skiet op ons, moenie jou asem mors nie. En ten spyte van hulle bose motiewe is die feit van die saak dat Jesus wel die Christus of dan die Messias is. In Lukas 2 vers 11 het die engel vir die skaapwagters gesê, want vandag is vir julle in die stad van Dawid 'n verlosser gebore, wat Christus die Here is. In Hoofstuk 2 vers 26 vertel Lukas vir ons dat die Heilige Gees aan die bejaarde Simeon geopenbaar het, dat hy nie sou sterf voordat hy die Here se Christus gesien het nie. In Hoofstuk 3 vers 15 sê Lukas dat die mense in 'n toestand van verwagting was en gewonder het of Johannes die Doper die Christus kan wees. Maar Johannes het duidelik ontken dat hy dit was en mense na Jesus gewys. In Hoofstuk 4 vers 41 leer ons dat die demone Jesus as die seun van God verkondig het. Maar dan sien ons, dan sê hy, maar hy het hulle nie toegelaat om te praat nie, want hulle het geweet dat hy die Christus is. En in Lukas 9 vers 20 het Petrus sy beroemde belydenis gemaak dat hy geglo het dat Jesus die Christus van God is. In Hoofstuk 20 vers 41 het Jesus die skrifgeleerdes gevra hoe die Christus Dawid se seun kan wees, aangesien Dawid hom Here noem. Hulle kan weer ook gaan kyk in Hoofstuk 23 vers 2 en vers 35 en vers 39 en Lukas 24 vers 26 en 46. Jesus is duidelik God se gesalfde. En dit is wat Christus of Messias beteken, dit beteken gesalfde. So Jesus is duidelik God se gesalfde wat hy as koning oor die nasies aangestel het, wat sit aan sy regterhand van mag, soos ons in Psalms 2 en 110 sien. En om Jesus as die Christus te bely is om sy reg om te heers, nie net oor die nasies nie, maar ook oor jou lewe te bely. Dit beteken dat God Jesus met sy eie gesag beklee het om te regeer. En om Jesus se heerskappy te weerstaan, is om die almagtige God te weerstaan en in opstand te wees teen die een wat die hele aarde sal oordeel. En tweedens, Jesus sal in oordeel oor sondaars sit, omdat hy die seun van God is. Want Jesus gaan voort om vir die Joodse leiers te sê dat, in vers 69, dat van nou af sal die seun van die mens aan die regterhand van die almagtige God sit. En hierdie bring verskeie Ou Testamentiese profeseë bymekaar. Eerstens Psalm 2, wat die soewereine heerskappy van Jesus voorspel, wat as God se koning geïnstalleer is en God se seun genoem word. Psalm 110, waar die Here vir Dawid sê, vir Dawid se Here sê, om aan sy regterhand te sit, omdat hy sy vyande 'n voetbank vir sy voete maak. En ook in Daniël 7 vers 13 tot 14, waar Daniël een sien, soos 'n seun van die mens wat opkom na die oue van dae, en aan hom gegee word heerskappy, heerlikheid en 'n ewige koninkryk oor alle volke, nasies en tale. So weer eens, Jesus beweer dat hy beide Here en Christus is, die heerser van God se ewige koninkryk wat die nasies sal oordeel. En Jesus gebruik die frase seun van die mens met verwysing na homself, maar die Joodse leiers reageer dit te vra, is u dan die seun van God? Want hulle sien, hulle het die verband gekry, omdat hulle die Psalms en Daniël geken het. Hulle het geweet dat die seun van die mens, Messias, God se seun is op 'n unieke manier wat niemand anders is nie. En Jesus draai dus die tafels na hulle toe om
want hulle het gedink dat hulle in die oordeel oor hom sit, en hy laat hulle weet, dat hy regtig oor hulle sit in die oordeel. Soos Petrus op Pinksterdag in jou Handelinge 2 vers 30 tot 36 verkondig het, hierdie Jesus wat hulle gekruisig het God na sy regterhand opgewek, waar hy op Dawid se troon as by die Here en Christus aangestel is. En Jesus antwoord hulle vraag oor die Seun van God, deur letterlik te sê, julle sê wat ek is. Hoekom het hy net gesê ja nie? Ek dink die rede gaan terug na Jesus se verduideliking oor hoekom hy in gelykenisse gepraat het in hoofstuk 8 vers 10 toe hy gesê het, sodat hulle kyk sonder om te sien en hoor sonder om te verstaan. Gelykenisse het die waarheid aan die soekers geopenbaar, maar dit het die waarheid verberg vir die spotters wat in hulle geestelike blindheid voortgegaan het. En tog sê Jesus hier eintlik ja, ek is. Maar hy sê dit nie reguit nie, want hy wil nie reageer op mense wat uit die verkeerde motiewe vra nie. En daar's ook so 'n tikkie ironie daarin dat hy sê, so, is dit wat jy sê, dat ek die Seun van God is? Dis duidelik dat die Joodse leiers geweet het, dat hy ja bedoel het, want hulle het tot die slotsom gekom, waarvoor het ons dan nog getuienis nodig, ons het dit mos uit sy eie mond gehoor. En dan derdens, Jesus sal sit in die oordeel oor sondaars, omdat hulle sy getuienis gehoor het, maar het verwerp het. Ja, hulle het dit gehoor, maar ongelukkig het hulle nie aan Jesus as Here onderwerp nie. En dis altyd die kwessie. Hoe reageer ons op die getuienis wat ons oor Jesus hoor? God het toegelaat dat hy self in die persoon van sy ewige seun Jesus in die hande van woedende sondaars geplaas word. En Jesus het gewillig na die kruis gegaan en die skande verag. Maar nou het hy gaan sit aan die regterhand van die troon van God, soos Hebreërs 12 vers 2 ook vir ons sê. As jy jou eie lewe bestuur, dan is jy nie in onderwerping aan Jesus as Here. As jy jou nie bekeer en jou aan sy heerskappy oorgee voor jy sterf of voor hy terugkom nie, sal jy nie meer in oordeel oor hom sit nie. Hy sal in oordeel oor jou sit en dit sal 'n ewige oordeel wees. Hy is vandag die lam van God wat gelei het as die straf vir sondaars, soos Jesaja 53 vir ons sê, maar binnekort sal opstandige sondaars na die rots uitroep en sê, val op ons en bedek ons vir die oë van hom wat op die troon sit en vir die toren van die lam. Die groot dag waarop hulle die oordeel sal voltrek, het aangebreek en wie sal staande kan bly? Openbaring 6 vers 16 tot 17. En ten slotte, daar's 'n storie oor 'n aartsbiskop van Parys wat vir 'n groot gemeente gepreek het en hy het vir hulle vertel van 3 wêreldse goddelose jong mans wat in 'n kathedraal ingedwaal het en 2 van hulle wed toe die derde een dat hy nie met 'n valse bekentenis aan die priester of dat hy nie 'n valse bekentenis aan die priester sou aflê nie. En hy het toe gegaan en die priester het besef wat besig was om te gebeur en toe die kamptige boetvaardige klaar was, het hy gesê, vir elke belydenis is daar 'n boetedoening. Sien jy daardie kruisbeeld daar? Gaan daarheen, kniel neer en herhaal 3 keer terwyl jy in die gesig van die gekruisigde kyk en sê, u het dit alles vir my gedoen en ek kon nie minder omgee nie. Met ander woorde, ek kon niks omgee nie. En die jong man het uit die biegkas tevoorskyn gekom om sy wetenskap te gaan haal by sy vriende, maar toe hy vir sy vriende vertel wat die priester gesê het, het hulle gesê, o nee, voltooi eers die boetedoening, dan betaal ons jou. En hy het stadig na die kruis gestap, en hy het gekniel en opgekyk in die standbeeld en begin, u het dit alles vir my gedoen, en hy kon nie verder kom nie. Trane het uit sy oë gestroom, sy hart was gebreek oor sy sonde. En daar op daai plek het hy sy ou lewe geëindig en sy nuwe lewe begin. En die priester het die preek afgesluit en gesê, ek was daardie jong man. En geliefdes, terwyl ek nie saamstem met belydenis aan priesters en boetedoening en kruisbeelde nie, want dit kom neer op afgodery, is hier 'n toepassing vir ons in hierdie verhaal. Die verslag van Christus se lyding word in die evangelies vertel. Dan wil ek jou vra, lees dit. Kom dan gereeld na sy tafel, wat die prentjie is wat hy vir ons gegee het om hom mee te onthou, en sê vir hom uit jou hart uit, u het dit alles vir my gedoen, en dan vul jy self die leespasie in. As hy sy seun namens jou in die hande
van toornige sondaars gegee het, moet jy nie jou alles vir hom gee nie. Amen. Kom ons maak die oë toe. Here, ons kan net in nederigheid voor U neerval en uitroep, Here, ek is 'n sondige mens. U het vir my gesterf en ek het U bespot. Here, ek kyk en ek luister na sogenaamde vermaak wat U bespot, wat U woord bespot, en ek lag saam. Vergewe my, Here. Vergewe my en spreek my vry. Dat ek die ou mens aflê en die nuwe mens aantrek. Dankie vir die genade, vir die liefde, Here. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, baie dankie dat julle geluister het. Mag hierdie vir julle voedsel vir die siel wees. Mag julle nie in oordeel oor Jesus sit nie. Maar mag julle nou al onderwerp aan sy heerskappy. Want die oordeel kom, die dag kom, wanneer hy in oordeel oor sondaars sal sit. Mag ons nie daai dag voor die regbank staan nie. Mag julle wonderlike Christusgevulde dag en 'n Christusgevulde week beleef. En as dit die Here se wil is, dan kom ons volgende Sondag weer rondom sy woord by mekaar. Maar tot dan, mag die genade van God met julle wees. Mag God self met julle wees. En mag God julle seën. Shalom.